Die reën het kom wegneem en lyk vir my, dit was nou nie nou weer iets anders nie, vanmorgen is dit weer so, dat die omstandighede wat mense wegbly, maar ons gaan 'n awesome tyd in die Here hê. Ek wil net vir my kinders sê, baie welkom, is goed om hulle saam te hê, kom staan bietjie saam en kom ons gee vir hulle hande klap, staan bietjie saam toe. Here, staan op, maar nie my wees nie, dit is die gemeente, halleluja. Broer Hannes, wil jy nie gauw staan asseblief? Hy is sy verjaarsdag vandag, hy is 27 en kom ons gee vir hom 'n handeklap vanmorgen. Halleluja, halleluja. Tina van Staden. Dan die Tina van Staden, is jy hier vanmorgen, jy verjaar vanmorgen. Ek weet die weer hou ons mense is weg, want hulle is bang vir die weer. Ek neem maar nie kwalijk nie, want ek het nie gebeur, ek met die skieboot moet kom, of met die kar moet kom vanmorgen, maar dit is goed gereën. Maar kan ek 'n paar glimlaggies kry? Jo, broer André en Rolien staan, julle asseblief, hulle het nou promosie gekry van pa en ma na oupa en ouma toe. Ja, praise the Lord, praise the Lord. Hulle seun Shaal, die pragtigste klein dogtertjie, en ons wil vir hulle sê baie geluk in die huis van die Here, want ons kan nie wag vir hy babatjie om hier te kom, om so bietjie dop te hou en te sien hoe lyk hy, en hoe lyk sy, en vir haar 'n geleentheid gee om die geraas van die huis van God te hoor, terwyl ons die Here aanbid. En wat 'n voorreg vanmorgen, wat 'n voorreg vanmorgen, ons het 'n doopdiens ook vanmorgen. Ons gaan ook deelneem aan die sakramente van die kruising en die opstanding van Jesus Christus. Julle weet ook dat hierdie maand het ons Paasnaweek konferensie. Asseblief moenie wegbly nie, bring die vriende. Dr. Johan Brouwer gaan hier wees en ek kan jy nou al sê, dit gaan iets awesomes wees, want hy hoor van die Here af en dan praat die Here deur hom en dan bless hy die gemeente waar hy is. Amen. Wie gaat, welkom terug. Kom staan bietjie, welkom terug, kom skep om 'n hande klap. Halleluja. Al die mense wat verjaar en nie weet, ek het nou nie die lys by my nie, maar ek weet, my koningin verjaar môre, en sy is 21, en ja, praise God, dankie. Julie Shundi, Jacob Becker, André Kleinhans, Tina van Staden, Antoinette Jacobs, Eugene Bay, Gladys Duque, staan allemaal asseblief, staan asseblief. Ek het nou nie geleentheid gehad verlede week om julle rooi gesiggies te kyk, maar ons gaan vanmorgen net sê, ons bid die seën van die Here op julle af. Nie goeie wense vir die verjaarsdag nie, ons bid die hand van die Here, dat 'n geopende hand sal wees, dat elke deel van goedheid en guns julle deel mag wees, want die Here is met julle. Wat sê die Bybel? Julle voetstappe is georden deur God. Halleluja. Hy gaan voor jou, hy kom na jou, mag jy 'n geseënde jaar beleef. My vrou, dankie dat jy kan verjaar, as jy by die chocolate koek moet maak, maar mag die Here jou 'n spesiale seën gee in die jaar wat voor lê. Net omdat jy saam met my is. Ja, halleluja. Karl, goed om jou te sien. Wil julle nie staan nie? As julle ook 'n Kingsway verwelkoming kan gee. Karl, come on. Hierdie is die man wat die Here vir ons hang in die Sondagskool. Mag die Here hom ryklik seën, mag hulle 'n awesome tyd saam met ons hê. En dankie dat jy hier is. Loof die Here, amen. My ma en pa. Jou ma en jou pa. Lorraine, wil julle nie gou staan asseblief? Kom ons gee vir hulle verenigings 'n groot verwelkoming. Ja, baie julle saam met ons hier. Hulle kleinkind word vandag gedoop. En wat 'n voorreg om dit te kan doen op daai ouderdom waar 'n kind sê, ek wil gedoop wees. Gratitude, ek sê pastor. Die man word 84 Vrydag. Wie nou? Hy verjaar Vrydag. En hy praat met al die ander mense. Kom ons gee dit vir hom.
Halleluja. Ek sal 'n lied vir hom nou doen, ek sal bewys ek word nie doen. Maar ek sal dit doen. Kom ons staan saam. Alles gaan oor Jesus. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and they never do. So I throw up my hands and praise you again and again. Though the heavens and hallelujah, hallelujah, and I know so much nothing except for the King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah, and I know it's not much, nothing else is for me, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Come on and praise the Lord. Go, come on. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Come on and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Come on and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah, and I know it's not much, nothing else is for me, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my
loving Jesus. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fits for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Come on and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I lift up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fits for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. When the church, wanneer die kerk begin die Here te loof en te prys, daar's 'n losmaking in die hemele. Wonderwerke en tekens gebeur wanneer die kinders van God begin glo. Buite die realm van wat jy verstaan en wat jy vra. Want God is groter. Ek probeer die Here uitwerk, ek probeer hom al 67 jaar uitwerk en ek kan hom nog nie uitwerk nie. Want hy is nog steeds groter. Maar wanneer ek kom in sy teenwoordigheid om hom te eer, wanneer ek kom om hom te eer en om te aanbid, dan sien ek sy grootheid. Hy laat my toe om in geloof vorentoe te kan beweeg en die onsienlike sienlike te maak. Come on, church. Ons het nodig dat die Here dinge doen in ons midde, want hy is al groter. Ons aanbid hom vanmôre, want hy is hier. He is here. Ons aanbid hom. Ons aanbid hom. Omdat hy groot is, Here. Omdat hy groot is, onmeetbaar, kan ek kom vanmôre. En die hemel is die Heer, sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is man in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy rood. Elohim is die man, en die heerlijkheid in kracht. Elohim is die Heer, en die loop van Elohim. Wat die miljoenen gereedheid
staan die engele om sy troon. Bevryster met sy siera, en die deurde van sy troon, want daar is macht in sy woord, soos die waters drink sy stem, soos die song op die see se blauw, soos die rijkdom van sy kroon. En aan die is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die Heer, en die loop van die regeer, van die regeer. Die regeer in ons harte, die regeer in die raam, die regeer in ons levens, die regeer oor die want daar is macht in sy woord, soos die waters drink sy stem, soos die son op die see se blauw, soos die rijkdom van sy rood. En aan die is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die Heer, en die loop van die regeer. En aan die is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die Heer, en die loop van die regeer. Die regeer. O die regeer. O die regeer. Kom ons roep uit en sê Jesus, die naam door elke naam. So kom ons 1, 2, 3. Jesus. Kom ons begin het chant man, kom ons sê Jesus. Dit reën byne kant, maar dit reën nie in my hart nie, dat is die son skyn. Want Jesus leef, halleluja. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song, heaven's a song, heaven's mercy see. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything. I will adore you. Clothed in mantle of every color, fashions of lightning, roars of thunder. Jesus, your name is dead and living water, sorry. You're such a marvelous mystery. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you. I will adore you. Clothed in rainbows, clothed in rainbows, of every color, flashes of lightning, roars of thunder. Praising you, highest strength and glory and power be. To you, the only wise King. Holy, holy, holy,
You are my everything. I will adore you. Filled with wonder, hopes of wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water. You such a marvelous mystery. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. I will adore you. Will adore you. I will adore you. I will praise your name. Oh, we wait on you, Jesus. Amresta, amresta, mamma. He became sin, who knew not of sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body and bread, His blood the wine, poured out, all for love. All the tremble, the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, blessed for sinners, a ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you. The light of the world, Jesus Messiah.
name above all names. Blessed Redeemer, Emmanuel, a rescue for sinners. Thank you, Jesus. The ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord. Jesus Messiah, Lord. Praise Him, and praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him. Praise Him, thank you, Jesus. Omdat I live, sin and comes from all that I live, forgetting my dreams. All that I live, I hope into God. Believers, be worthy to on the highway, on the highway, sin and comes from all, on the highway, on the kom ons gee die Here 'n groot handeklap vanmôre. Maar hy is so goed is, maar hy is so sterk is, en hy vir ons alles die regte bedoeling het uit ons harte uit om hom te eer, om hom te kan loof, om hom te kan aanbid vanmôre en te sê wie kan met die Here vergelyk vanmôre. Iemand sê praat met bakkies bote en hulle vra hoe lyk die boerdery? En hy sê net 80 mm reën is genoeg vir die boere. En kyk hoe reën dit daar buite kan. Kom ons loof die Here en prys hom. Iemand sê vanmôre die reën landwyd, reg landwyd, oral begin dit nou te reën omdat die seisoen van die Here aangebreek het. Tyd van die Here is die tyd van die seisoene. Dis tyd wanneer mense begin te sê, hy die Here praat met ons. Halleluja. Halleluja. Ek wil net sê, onthou die konferensie is van die 18de tot die 23ste April. Saam met Dr. Johan, en dan Saterdag die 26ste manne bidure, 6 in die oggend kom gerus. Hulle maak die lekkerste koffie en die lekkerste beskuit. Wie wat die beskuit, maar dit is heerlike beskuit. En dan wil ek by sê, die 10de Mei, dames braai, daar is 'n lys agter by die deur wat sê, die bediening gaan bywoon, sodat ons kan bepaal vir hoeveel om pap en sous en slaai te maak. Manne, dis nie julle nie, dis die dames. En is die dames opgewonde? Jy sien. Manne, julle sal julle weet kry die einde van die maand. En dan sal ons lekker ook pap en slaai hê. Ons sal pap en vleis hê. Halleluja. Dames, hoender is mos groen.
Alles bring groente en dan nie selle styf nie. Nie selle lekker bors nie. Hallo ons is popular. Kun jy my hoor? Ja, praise the Lord. Praise the Lord. Kom Shinki, praise the Lord. Halleluja. Verlede week was het oor finansies. Hierdie week waar ek ook oor finansies gepraat het. Gistermiddag, 1600 uur, sê die Here, moenie oor finansies praat. Praat vanmorgen oor my. En ek sê, wauw, okay, dit is die maklikste ding vir 'n pastoor om oor die Here te praat. Want my hele lewe draai oor die Here. Amen. Nou hierdie masjien wys nou net vir my ding, jy kan sê kyk. Ek weet jou sien dit is al klaar. Ek is al opgemaak. Maar ek wil julle iets vertel vanmôre. Wat as jy reg alles doen. Dat is daar baie bedoel. En die gesprekke wat ek te doen het met die kerk van die Here Jesus. Mense het die idee oor die saligheid. En toe die kinders nou vra dat hulle gedoop kan word. En jy luister na hoe die dooping plaasvind. Hoe kinders agterkom, jong mense agterkom. Dat sal bietjie iets meer is wat ons voorgee. Die stroom van die Heilige Gees werk soos hy wil, met wie hy wil en wanneer hy wil. Ek kry volwasse mense wat al jare in die kerk is wat by my kom sit. Dan kan hulle nie verstaan. Wanneer word ek gedoop? En wanneer was ek besprinkel? Die doop vanmôre wat hulle deurmaak is nie die groot doop nie. Dis die doop van die gelowige. Die doop van 'n gelowige sê, soos wat in Lukas of in Markus 16 en in Matteus 20 staan, dat ek volg die opdrag van die Here Jesus. Omdat hy gesê het hy gaan gedoop word, moet ek gedoop word. Ek het geweet die mikrofoon gaan aandag soek, David. Ek het gesê, Ek dink dit is hy. dis hy rooi. So ek kry aandag net wanneer ek dit doen. Ek stop selfs die mic om aandag te kry. Ai. Dankie my brother. Check one. Check one. Sê. Ja, aangesit. En daar sê, prys die Here, as ek by. So wat ek daar by aansluit is die inderwerking van God se Gees na elke mens wat hier sit. Wanneer ons praat oor die Here, dan sê ons, ek verstaan die Here. Ek verstaan dat die doop van die gelowige is nie die besprinkeling toe ek in die kerk besprinkel is by ons kinders toe. Maar in die groot kerk, ek weet dat hulle doen die praktyk soos die katholieke praktyk om mense in te sien of hulle dan te doop. Die beskrywing vanmôre kom uit die woord baptizo, to be submerged. Head, body and shoulders onder die water vir 'n rede dat ek is saam met Christus gekruisig en ek is saam in Christus opgetel. Mense sê, is dit belangrik, pastoor? Ek gaan vir jou sê, dit is belangrik. Want jou getuienis is gekoppel daarbij.
En jou getuienis sê vir jou, ek doen wat die Here Jesus gedoen het. Maar voor jy daar kan kom, moet jy instruksie volg wat nie. En mense kan dalk vir my kwaadlik omdat ek die gedeelte weer lees, maar ek vind dit so ryk wanneer ek mense in my kantoor op die tafel ontmoet, dan sien ek die waarhede van God se Gees openbaar bring vir mense wat nie verstaan. Johannes 3 vers 3 gaan so en hy sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie wedergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Met ander woorde, die dinamika van die redding kom uit die Gees van God uit, wat jou die geleentheid gee om met 'n naoog te kan sê, wat sê die woord van God oor redding en verlossing? Ons dink hier nog nie maar net as algemeen en sê, weet jy wat, ek gaan kerk toe, ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe. Die kwalifisering om by die hemel uit te kom, lê in hierdie verse, en ek wil hê jy moet mooi na my woorde luister vanmôre, want dit help my nie, ek hardloop vir die doodpad. Maar my hart is nog steeds in die wêreld. My hart is nog steeds by die duiwel en sy gewante, en dan dink ek, dat ek is 'n kind van God, omdat ek in 'n goddelike christelike huis groot geword het, dink ek, dit dan ek kwalifiseer as kind van God. Nou sê hy vir Nicodemus, en Nicodemus is 'n skrifgeleerde, en hy kom in die nag na Jesus toe, en hy kom vra vir hom, wat moet ek doen om gered te word? Nou sê Jesus vir hom, Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud word gebore word? Want Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word. En nou sê hy uit die lig van wat hy verstaan, het jy julle gesê? Ek dink ja. Die duiwel sal enige iets probeer om te kelp wat ek nou vertel. Maar gelukkig is die Heilige Gees sterk. Kom aan. Kom ons sê vir die Here vanmôre, ons eer hom. Nicodemus sê, hoe kan mense die ouders gebore word? Kan hy tog nie 'n tweede keer in dood van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. Hy sê, want wat uit Gees gebore word is vlees, wat uit Gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Want die wind waai waar hy wil. Hoekom beskryf hy nou die wind? Hy beskryf daar die onsienlikheid van God, dat hoe God werk van hart tot hart, van mens na mens, op 'n spesifieke manier jou in te bring op die enigste manier. Nou wat gebeur, pastoor? Die wind waai vanmôre van die noord na die wes, die oos van die soos hy wil, en ons hoor nie vanmôre. Iewers skielik hoor jy. Uit niks uit, iewers skielik besef jy dat ek kan myself nie red nie. Ek kan myself nie verlos uit hierdie drugs, uit hierdie dagga, uit hierdie marijuana, uit hierdie pornografie, uit hierdie dinge wat ek doen. Ek kan myself nie daar uit doen. Ek besef vanmôre dat ek die Here nodig het. Ek niks uit. Gister het ek nog 'n sop geniet en ek het nog 'n drank geniet. Ek het nog alles net iewers skielik vanmôre dat hy self dit ding probeer vrees vir my. Want God is nou betrokke. Ek het gister nog gedoen wat ek wou. Ek het gister nog besweer dat ek sal aangaan. Skielik vanmôre is ek gekant. Of ek is benader deur die genade van God wat kom
en kom sê, en dan sê Jesus dit. Hy sê, ek sê vir jou, iemand wat nie gebore word uit water en uit gees nie, kan die koninkryk van God nie ingaan. En dis 'n struikelblok vir duisende mense, om te besef dat ek 'n man het my regheid vertel in hierdie kantoor, terwyl ek aan hom die vredesoffer bring van God, toe sê hy vir my, luister pastoor, ek het my kerk. Toe sê ek, en so? Hy sê, ek het my kerk. Ek sê, so as jy jou kerk het, kan jou kerk verword vir jou saligheidsversekering gee, dat as jy vanaand sterwe, dat jy by die Here is. Jy sien, dis waarvan ek praat. Mense sê, maar weet pastoor, ek is al jare in hierdie selfde kerk. Maar wie op aarde het van kerk gepraat? Ek praat nie nou oor die denominasie nie, ek praat nie nou oor enigiets, ek praat oor die woord van God. Wat 'n kwalifisering vir die kind van God, of vir die mens kan kom bring, en vir jou kom sê, ek gee vir jou 'n versekering vanmôre, dat as jy wedergebore is, mense sê, wat is jou Christelike stand? Ek is 'n Christen. Ek het al meer Christene ontmoet, maar ek was so bang dat hulle sê, hulle is 'n Christen. Omdat hulle gedrag, en hulle maniere, en hulle voorkeure, net nie in die Bybel is nie. Church, I don't understand it. Vanmôre as jy voel, ek wil gedoop word, ek was gedoop toe ek klein was, en ek voel vanmôre ek wil gedoop word, maak seker, jy meld aan by die tou, laat ons jou doop vanmôre, vir die Here, as die koninkryk fase vir jou opgemaak word, as die koninkryk van God vir jou opgemaak word, dat jy kan besef, dat ek is nie gered nie, ek is nie reg om die Here te ontmoet nie, en teen jou, ek is ver van God af, ek is ver van sy koninkryk af. Ek is ver van God se manier af. Dat is ek die kandidaat wat nodig het om in die koninkryk van God in te kan kom. Dat die skil van my oë vanmôre afval. Amen. Ek besluit jy kwaad. Ek is kwaad vir die leernaar, die duiwel, wat ons mense lei na die hel toe, met die gedagte dat hulle dink en dit doen goed. Maar is in 'n verlore toestand onder die vaandel van Christen. Ek is nie 'n Christen nie. Ek is 'n wedergebore seun van God. Gewas in die bloed van die lam van God. Ek is gewas in die bloed van die lam van God. Ek is gewas in die bloed en die lam van God. Met my erkentenis, met my belydenis, dat ek bely hom as die Here van my lewe. Amen. As dit hard is, sê jy, so is sag. Maar ek kan nie hoor hoe hard of sag is. Maar hoor nou vanmôre, die skille val van my oë, en ek staan naak voor 'n lewende God. Hy sê, ek laat jou oë hê wat sal sien. Ek sal in jou hart die begeerte gee om in die koninkryk te wil lewe. Hy sê, want wat gebore is uit vlees, is vlees. Ons is almal gebore uit vlees. Maar wat gebore uit die gees, is gees. Gister het dit my nie geplan, maar vanmôre hoor ek die woord van God. Wat is dit? Hy sê, wat uit vlees moenie vir jou verwonder, ek vir jou gesê, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor nie geluid, maar jy weet nie waarvan hy kom nie. Waar hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Geloof
Geloof. Geloof. Elke mens wat hier sit, het 'n bakkie op jou rug. Elke mens het 'n aflaaiplek by die kruis van Jesus Christus. Elke mens kom by die besef dat ek kan nie my lewe aangaan soos dit aangaan nie, want ek het 'n verlosser nodig. Ek het een wat gaan kom en die lading van my afhaal en my af te laai sodat ek vry kan wees. Come on, is daar mense vanmôre wat vryheid van God nodig het? Kom ons steek jou aan en sê ja, Here, ek moet vry kan wees van die vrese, van die dinge van hierdie aarde, die dag voor môre, dat ek kan vrykom van al hierdie fees en dinge hier om my, want ek weet, my God het 'n plek vir my oopgemaak. En nou sê Johannes 6, Johannes 14 vers 6, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. So dis 'n bekentenis by ons dat ons weet dat my redding by Jesus is. Maar hier wil ek die wedergeboorte verduidelik. Die wedergeboorte aan die kind van God kom wanneer jy jouself erken dat jy 'n sondaar is. En dis die moeilikste deel. Want niemand wil erken, dat ek is in 'n slegte plek, ek het die Here nodig. Maar ek vertrou die Heilige Gees vanmôre om deur hierdie plek mense te besoek en te sê, wat sê die woord van die Here? Wat jy sê, om in daai bad in te klim, het jy 'n belydenis nodig om te kan sê, ek het saam met Jesus gesterf. Om in daai doopbad in te klim, dis die doopbad van die gelowige, wat sê, my getuienis lê in daai bad. Die getuienis wanneer ek onder daai water gaan, die ontdomming van daai water, as ek opstaan uit daai water uit, is ek die nuwe mens in Christus. Dan bely ek my redding, ek bely dat ek 'n kind van God is, ek bely dat ek saam met Jesus, saam met hom sterwe en saam met hom opstaan. Mense sê, wat ek hoe, pastoor, geloof. En my geloof glo ek, Romeine 10 vers 9, met my mond bely ek die Here Jesus as wat? As saligmaker en Here van my lewe. Om wat te doen? Met my belydenis sê ek eerbiedig en ek saam met elke woord wat Jesus gesê het, toe hy verduidelik het. Hy sê in 1 Petrus, hy sê, want julle is wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord wat tot in ewigheid bly. Moenie worry, die mikrofoon gee 'n bietjie moeilikheid, maar moenie worry nou. Amen. Ons kan dit dra. Romeine 6:2-5 sê, nie stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? Dis pastoor se nuwe boks wat Ons het af gesit. Hulle het afgesit. Okay. Is jy daar oké? Then sings my soul. Johan. Hy sê in Romeine 6, hy sê stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy doop of in sy dood gedoop is nie. Ons is saam met hom begrawe deur die doop en in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is in die heerlikheid van die Vader, so 'n nuwe lewe kan wandel. Hy sê, want as ons met hom saamgegroei het, deur die vergelykvormigheid van sy dood, sal ons dit ook wees deur aan sy opstanding. Kan ek mense sien? Ek verstaan die doop.
Ek verstaan dat ek moet doodgaan, dat my nuwe lewe in Christus is. So wat gebeur vanmôre? Gebeur dat ek luister na die stem van die Heilige Gees, wat 'n bevestiging gee dat ek is 'n kind van God. Wie het jou gesê jy's 'n kind van God? Die Heilige Gees het kom bevestig dat ek en jy 'n kind van God is. Kom aan, dis hier so geloof se gedagte sê, weet jy wat pastoor, ek weet nou nie mooi nie. Nee, jy het die geleentheid vanmôre om te luister na die woord van God. Stel jou antenne, stel jou dinge reg en maak 'n besluit vanmôre. Of ek is verbind aan 'n organisasie of ek is gebind aan die seun van God, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Handelinge 10 vers 47, hy sê niemand kan tog die water weer. Hy sê niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat net soos die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Wat het gebeur daar? Toe hy begin 'n lering gee, toe dag die Heilige Gees op. En die Heilige Gees vul hulle en hulle praat in tale. En hulle sê, "Maar is julle al gedoop?" Nee, wat se doop? Hy sê, "Al wat ons weet, ons ken die Heilige Gees." Hy sê, "Nee, niks verhinder julle vanmôre om gedoop te word in water." Want jy sien, jy sodra jy doop en verbygegaan het en jy die doopwaters gegaan het, dan kan die vyand nie terugkom na jou toe en haar vinger na jou toe kom. Wys hoekom? Want jy is dood. Jy lê in die water. Yes, amen. Amen. Kom ek wys vir jou. André Dieter, waar is jy? André Dieter, waar is jy? Die duiwel kan nie teruggaan na jou naam toe nie. Die duiwel kan nie teruggaan na jou verlede toe nie. Die duiwel kan nie teruggaan na jou teleurstellings en jou nederlaag. Hy kan nie teruggaan na enige iets van jou verlede. Hoekom? Want hy is dood, hy is in die water. Dat is baie onseker. Mens besef, ek weet nie waar kom jy nou vandaan nie, want jy weet nie wat ek gister gedoen het. Ek het jou net bewys dat jou verlede gekanselleer is die moment wat jy deur daai water gaan. Want jy sê vir die wêreld, jy sê vir die heerser van hierdie wêreld, ek is saam met Christus gekruisig. Maar die ander verskil is, ek het opgestaan saam met hom. Ek is die nuwe mens. 2 Korintiërs 5:17 sê daarom as enige iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepsel. Kan ek die nuwe skepping van die Here sien? Hy sê ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nie kom word, maar omdat hy my 'n geleentheid gegee het. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy het my 'n geleentheid gegee. Nou, die stryery oor die doop en oor die bespreking gaan nou so, okay. 'n babatjie. Het 'n babatjie sonde? Nee. Ek praat harder as 'n brief of niemand? Nee. Okay. So waaroor sal jy 'n babatjie doop? Vir die sonde. Maar die mense wat vandag gedoop word, het sonde gehad wat hulle self bely het, dat hulle self nie kan red nie. Ek het ook dieselfde belydenisgebed gedoen. Here, ek kan myself nie red nie. Ek het nodig dat Jesus vir my die prys betaal dat ek gered kan word. Kan ek 1 minuut nog aangaan? Dis 'n blye versekering wanneer jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy gered is.
is 'n blye versekering, is 'n ultimate versekering. Dit maak nie saak wat die wêreld vir my gooi. Ek weet as ek my oë toemaak in hierdie wêreld, spandeer ek 'n ewigheid saam. Amen. Maar nou gebruik hulle 'n terme hierso. En hy sê, en hulle het al die gelowiges het hulle gedoop. In die naam van Jesus Christus, hulle verlosser. Geen kerkverband word hier genoem nie. Dis nie 'n AGS beleid nie, dis die woord van God beleid. Wat is dit? Dat as ek gered is, en ek is wedergebore is, word ek 'n kind van God genoem. En daarom is die doop gemaak vir kinders van God. Wat gedoop wil word in die erkenning en my wedergeboorte dat ek 'n kind van God is. En daar is 'n versekering van môre. Daar is 'n versekering van môre. Die versekering is, Here, ek kom. Vanmôre is daar mense vanmôre, gaan jou vra om jou oë te buig en jou oë toe te maak. As jy vanmôre die woord van God hoor, en maak nie saak hoe lank is jy al gelowig en Christen en wat, maar jy hoor vanmôre die roepe na die wedergeboorte, die erkenning dat Jesus die verlosser is. En vanmôre jy wil jou lewe vir die Here gee. Wil ek jou vra om op jou voete te staan. Er staan niemand rond. As jy dit wil doen vanmôre, staan op jou voete. Jesus het op sy voete gestaan te midde. Hier staan al 4 ons doopelinge. Kom ons geef hulle hande. En vanmôre die vergifnis van sonde laat jou toe. En jou verhouding met die Here Jesus Christus laat jou toe om gedoop te word vanmôre. In die naam van Jesus. Maar net Engels of Afrikaans. The realization that Jesus Christ is your Lord and Savior is the reason that I can baptize you this morning. My brother, Jay, TJ, AJ, Adrian. Die rede vanmôre wat jy staan, om Jesus te erken in jou lewe, as jou saligmaker en jou Here, is die rede kom ek jou gedoop. Sis, dit is die rede hoekom ons jou kan doop vanmôre. Met jou erkenning in Jesus Christus as verlosser is die rede. Is daar enige iemand anders wat wil staan vanmôre? Enige iemand anders wat sê, die pastoor, ek dink ek het nodig om dieselfde te doen. As jy hier is, staan op die voete, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Neem die geleentheid aan. Want jy weet, dit kan jou laaste geleentheid wees. Want dit kan 'n pleegvolle oomblik vir jou wees vanmôre. En Vader, ek dank U vir elke een wat staan, elke een van hulle wat staan. Dat Here dat hulle 'n nuwe dag vandag aangebreek het vir wat U wil doen in hulle lewens. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. U kan nie so plek hê nie. Jy sien, wanneer ons oor hierdie goed praat, mense sê, gaan jy by elke doopdiens oor die saligheid praat. Ek dink dit is 'n goeie praktyk om daaroor te praat sodat mense bewus kan word op wat volg op my redding, op wat volg op my besluit. Ek dink wat ek sê nou my besluit, maar dit is nog altyd die Here se besluit. Veral as jy Johannes 6 gaan lees, waar Jesus praat oor dat niemand kom na God toe. Dis die Here wat jou trek na hom toe. Iemand vra my die dag oor die roeping en hy sê, hoe hou 'n mens aan? Daglis aan. Ek bedoel, jy moet altyd reg wees, jy moet altyd, ek sê vir hom, ek doen niks, die Here doen alles.
It's 'n sirkel. Wat ek vir hom gee, gee hy vir my terug. It's 'n sirkel. Ek weet nou waaroor ek praat vanaand en ek kan nou al sê, ek weet wat jy weet. Ons kommunikeer met mekaar. But it's the calling that pulls me back to him over and over and over again. Kom ons die tafel. Kijk ek broers vra by die tafel bedien, saam te kom. Na die tafel toe asseblief. Kan ek vra dat ons 'n bietjie musiek kry, maar 'n bietjie lewendige musiek, bejaarde musiek, want hierdie gemeente is nou mors doodstop. Heb jy die mense gepreek in 'n diepe depressie? Matteus 28 vers 18. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus maak 'n stelling. Hy sê alle autoriteit is aan my gegee. Hy sê gaan dan heen, ek en jy, ons almal gaan dan heen. En kom ons gaan maak 'n getuies. Kom ons wees getuies oor wie en wat hy is. Baie mense sê ek het niks om te sê nie. Nou is ek besig om 'n boek te skryf. En ek is besig om die kerk in stadiums oop te maak, areas wat vir my aandag trek van 'n kind af. En een van hulle was die nagmaaltafel. Die nagmaaltafel wat veronderstel is om soveel vryheid te bring na elke mens, het 'n struikelblok geword vir baie. Want daar's twee opdragte wat die Here gegee het. Number 1, hy het nie jou gevra om uit te gaan en 'n getuie te wees nie. Hy het jou gesê, die krag wat kom uit die liggaam en uit die bloed, behoort jy iets vir iemand te kan sê. Ek kry nie eens een amen. Wat met jou gebeur het, iewerste in jou lewe het jy iets om vir iemand te sê, wat die betekenis van hierdie nagmaaltafel. As jy my die geleentheid gee, sal ek jou 20 stories nou uit my kop uit net kan vertel. Wat het hierdie tafel vir my gesin, vir my familie, tot en met vandag krag dra. Want hierdie tafel is definitief nie dood nie. Come on, church. Ons gedra ons asof ons nou sê, nadat Jesus gedank het, hy brood gebreek, en hulle gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Doen dit tot my gedagtenis. Maar vanmôre sit jy aan die regterhand van God, met alle heerskappy en krag, om jou voorspoed, jou genesing, jou herstel uit te voer vanmôre in die naam van Jesus. Hoe ver is hy? Hoe ver is hierdie God? Hoe ver is Romeine 10 sê, jou God is so naby soos in jou mond. Hy sê jou God is so naby dat wanneer jy dink dat hy daar is. So hoe ver is hierdie sakrament van die realiteit van die mens? Dis so ver is waar jou geloof sê, nou Here, nou. En nadat hy gedank het die disippels gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Direk daarna neem hy die beker en hy sê, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed.
Hy sê, hoe dikwels julle eet en julle drink hieruit, herdink my. Hy sê, die sakramente bring 'n herdenking oor wat hy gedoen het, en dit bring ons na herhaling van die gedagte wat hy voltooi het, tot jou voordeel. So wanneer ek die sakramente gebruik, I'm not going back to the crucifixion. Ek gaan nie terug na die daad van die kruisiging nie. Nee. Ek staan op in die oorwinning van sy opstanding. Maar daar was 'n kruisiging. Daar was 'n gieting van bloed. Daar was 'n liggaam wat vir my geoffer is. Ek kan vanmôre aan die Here al die eer, al die lof, al die aanbidding gee en sê, hy het dit vir my gedoen. So toe Jesus dit verduidelik uit Johannes 3, kan ons nou verstaan die diepte en die wyte wat Jesus van gepraat het, dat ek en jy wedergebore moet word, dat ons hierdie deelagtig kan wees in Jesus naam. Kom ons bid saam. Vader, U kry al die eer, al die lof, al die aanbidding. Ons is U kinders, Here. Wanneer U praat, dan beweeg ons. As U iets gesê het, dan neem dit plek. Here, ons kom nie met ons eie gedagte. Hierdie is die woord van God. Waar Paulus uitdruklik sê, die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en hy het dit gebreek, sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Uitdruklik na die brood, die beker met die woorde, hierdie is die beker in die Nuwe Testament in my bloed. 'n rede dat ons sal dit herdink, dat ons sal dit gebruik. Hoe dikwels julle so dit gebruik het aan my dink. Ons dank U vanmôre dat ons aan Jesus kan dink. Ons eer U en ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons vir die gemeente eerste, dan eet ons laaste. Asseblief brothers, kom ons gee vir die gemeente eers, dan eet ons laaste. Yahweh,
vra vir 'n bietjie geduld terwyl ons die offerande opneem en dan ook die doop gaan bedien. Die doopskandidate kan regmaak om te kom met julle al julle goed. Kom ons neem die offerande eerste, of nee, julle kan die offerande opneem terwyl ek klaar maak. Die doopskandidate kom asseblief. Kan net na my toe kyk. Hoe staan na my toe kyk. Wat 'n voorreg vanmôre, Monique. Die jou ontmoet by die troue. En dan kry ek die geleentheid om jou te doen. Praise the Lord. Amber. Eisman. Wat 'n voorreg om jou te doen vanmôre. Melanie. Wat 'n voorreg om jou te doen vanmôre. Ja. Adrian. Hey, wat 'n voorreg om jou te doen. Ek gaan jou diep onderhou vanmôre. En dan baie dinge wat in hy water moet dag. Weet jy wat, jy wil nie grappies maak. Hierdie man vertrek Amerika toe. Nie die week. En ons het bid vir jou, Boet. Jy moet weet, ons sal op die warm sit, Marita, ons sal Adrian, jou naam Wessels daar opsit, is Wessels. Nee, ja Wessels, ek my verstand is nie weg. Wessels opsit, dat die Here jou beskerm. Wat 'n voorreg vanmôre, om vir julle te kan doop, en ek gaan gou gebed doen. Vader, dankie vanmôre, dat ons kan na U toe kom en sê, Here, niemand het hulle forceer of hulle opdrag gegee om gedoop te word. Nie een van hulle nie. Hulle het gekom vrywillig en gesê, pastoor, wil jy ons nie doop nie. En Vader, ek neem hierdie voorreg aan. Ek noem dit 'n voorreg, want dit is net U wat in harte van mense kan werk. Dit is net U, Here, wat 'n mens kan vat van dit wat verkeerd is na dit wat reg is. Eer en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Daar sê ek gaan aantrek. Daar is nou soveel dinge hier. Jy sal oor nie vir wat julle dinge sien nie met 'n video neem dat sy van môre kan wys.
Yes, all right. Fine. Okay. Amber, kom jy eens sit daai kant so. Jy rig daar sy voet af na voor. Asai. Amber Boers, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus as jou Heer en jou Saligmaker, doop ek jou nou in naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Asai. Halleluja. Halleluja. Kan jy voete daar as jy kan? Meneer. Met dan so. Dink nie wat jy van. Pelse. Monique Pelse, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus as jou Heer en jou Saligmaker, en doop jou nou in naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Halleluja. Melanie, Marlene. Is it? Ja. Marlene Wessels, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus as jou Heer en jou Saligmaker, doop ek jou nou in naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Halleluja. Adrian Wessels. Ek gaan hom 'n minuut onderhou. Net omdat hy wil Amerika toe gaan. Ek het nog gesê die week, kan nie wag om jou in hierdie doop te sit. Kersoggend gee hy sy lewe vir die Here in hierdie gemeente. Ek sê dit is die eerste een ooit wat 'n harte vir die Here gee op 'n Kersoggend in ons dienste. En ek weet die Here het 'n plan met hierdie man en hierdie vrou se lewe. Die duiwel het alles in sy vermoë probeer om hierdie man te ontspoor. Maar hy het gesê ek sal staan. Ek sal staan. Ek sal staan. En ons is trots op jou. Adrian, ek doop jou op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus as jou Here en jou Saligmaker. Nou by Vader, Seun en Gees. As an old quirky would say, there's a new name written down in glory. Vader, ek bid, dit wat U begin het in sy lewe, Julle sal groei. Dat jy Here ja, en hy sal eendag agter die preekstoel staan. En hy sal die naam van Jesus verkondig. Hy sal, want U het 'n afspraak met hom in die naam van Jesus. Geen mens kan keer nie, geen mens kan afsny. En ons dank U, my Vader, in Jesus naam. Amen. Pray for you, dis vir jou Monique, dat jou voetstappe gerig word. Dat jy 'n nuwe begin met die Here sal beleef. Sis, ek bid vir jou ook, dat jy saam met hom sal gaan, dit wat die Here wil doen uit julle twee. Abby, ek bid vir jou ook. Het is 'n spesiale dag vir jou, dat die Here jou baie sal rig, die wonderlike naam van Jesus. Ons kan staan gemeente. Dankie vir die offerande. Dankie vir jou tyd. Dankie vir jou geduld. Maar wil jy nie jou hande by mekaar sit en nie? Doen dit net steeds baie. Want hier is die familie wat bly is. Ons is opgewonde oor haar. Maar nou wil hom net vir julle net so. Ek kan my sitplek neem. Ek gee goed. Hulle het baie spesiale boodskap
voorreg om deel van julle doop te wees. Altyd julle gevat het, wat awesome is. Ander, my hart klop, nie so op is, hy klop ander dinge. Maar baie geluk. Ek sien uit na die pad wat ek saam met jou kan stap. As deel van die Here, is my baie geluk. Now, you don't have to know how to pray. All you have to know is how to say, Jesus, Jesus. It's not a voice or a spirit. It's not a truth. Or when you're alone, you say Jesus. Mag die goedheid en guns van die Heilige Gees met julle wees, tot wanneer weer hy kom, in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Onthou, ons het vanaand 5 uur